werk. Maak ons ook asseblief. Dankie dierbare Vader dat ons vanaand almal hier kan saam wees. Dankie vir die goedheid en die guns. Here seën hierdie verrigtinge. Wees met elkeen. Here sit terwyl 'n vuurkoel in Jan se mond dat hy die woord reg en goed sal deurgee soos wat U dit vir hom gegee het. En sê dankie Here vir U grootheid en U goedheid. Amen. Maar sê maar wag oor my mond. Dink jy dit ook 'n goeie ding? Alright, nou maar baie welkom. Ek dink nie ons enige afkondiging sê. Julle kan dalk net vir ons bid vir môre. Môre ons daai tank op bo kry. En uitdringe nogal na werkie. So dink aan ons môre, ons gaan môre 'n bietjie werk. Maar kom ons sing. Is ons reg om te sing? Ekskuus. Kom maar almal wat hier sit, weet van die dag. Okay. Maar die mense op Facebook weet nie. Die mense op Facebook weet nie. Ja, volgende naweek het ons Leer in Christus kamp. Mabel. Pretoria. Ja. Maar met ons kontak as jy nie seker is waar dit is, ons sal vir jou laat weet en 'n printer opstuur, map, Google Earth, dan weet jy. Goed, gaan ons sing. Amen. Julle sal maar verskoon, die klank maak 'n bietjie so. Soos daai liedjie van soos die golwe van die see. Dan hier rondom. Kom ons sing.
Amen. Vir mense wat graag hier wou wees, wat nie hier kan wees nie. Ons moet daai lied op ons groepie sit en uitstuur op die huiskerk. Amen. Maak ons so. Sê. Welcome, Holy
ek besluit ons is nou klaar. Hulle het sit bly. Nee. Ja, ek kan nog maar sit. Maar dan ek jou mic weer. Bestuur, ja, was interessant nou dat ek daai lied luister wat ek gepraat het, as ek die kerkgroepie moet sit. Vandag is ek al by die werk en ons is besig. En ek is kort bovenin vir 'n meeting en 'n drywer en 'n deel en daai en die ander en die een meeting of die ander meeting. En die belangrikste meeting waarvoor ek gaan, kry ek nie antwoorde wat ek wou gehad het nie. Okay. En ek stap terug na my plekkie toe waar ek sit en ek dink so vir myself. Ek het die hele week gebid. Ek het 'n week en 'n half, 2 weke gebid vir vandag, vir goeie nuus. En ek vra vir die Here, hoor jy my nie? Sien jy my nie raak nie? En ek is hoog negatief. Ek het my vrou gebel en ek het met haar gedeel. Maar as ou na hierdie lied luister, dan weet jy wat jy weet. Jy loop nooit alleen. Amen. Dis waar. Dis Jy loop nie alleen nie. Ja. En dis hoekom ek sê ons moet hom op die groep sit. Dit gaan uit vir elke persoon op die groep. Dis waar. Wat vanaand in 'n gat sit. Dit nie hier kon gewees het. Wat nie hier kon gewees het nie. En wat dink sy gebede is net tot in die ceiling vas. Yes. Gaan baie verder as jy besef. Amen. Nee, dis waarheid oom. Dankie vir die deel. Waardeer. En ons dink soveel keer dat die probleem of die uitdaging waar ons onsself in bevind is net ons. Ja, ja. En hierdie eerste deel wat ek gou vinnig met julle deel, want dis nou 'n ding wat sy kop uitsteek. Jou verlede het jou gemaak wie jy is vandag. Maar sonder jou verlede was daar 'n paar lessies wat jy nie sou geleer het wat jy geleer het. So, die verlede het 'n plek. Hy het jou bietjie wyser gemaak. Hy het jou so bietjie slimmer gemaak. Dis waar. En hy is daar om jou te help, maar hy is nie daar om vir jou 'n kruk te wees nie. Vir elke keer as jy 'n probleem het of teruggeval het, sê ja, maar dis omdat my pa so gedrink het, nou drink ek ook so. Dis nie waarvoor jou verlede daar is nie. Jou verlede is om te kan leer uit jou foute uit en op daardie manier te kan progresseer. Nou, hier's nou wat die meeste van ons verkeerd doen as dit kom by jou verlede. Jy wil jou huidige self, jou huidige wat jy ook al is, vergelyk met jou verlede. Toe jy was bietjie jonger toe. Jy was 'n bietjie maarder toe. Jy kan allerlei dinge gedoen het, maar nou verwag jy jouself en jy meet jouself teen daai tyd. En nou voel jy nie lekker oor jouself nie. Ek dink dit is 'n bietjie onregverdig van ons om onsself aan die verlede te meet. Ek meen ek kon nog bietjie gespring in daai tyd. Nou gaan ek 'n vetskie. Ek is mos nou, kom ons vergelyk onsself. Ek lyk as jy een of ander probleem is, sit die pomp ook af asseblief. As jy een of ander probleem het, dat soos oom nou reg sê, dit voel, dis net jy wat in hierdie gat is, en niemand anders lyk soos jy nie, maar eintlik, as jy net so bietjie om jou kyk, dan sê ek is eintlik nog alright. Want dit is die regte meetstaf waarmee ons moet meet, is mense wat nou hier saam met ons is. Nie ons verlede nie, want daar was ons nog sharp. Daar het ons nog geld gemaak. Daar was ons nog mooi en jonk. Nou is ons nog net mooi. So laat ons dit regstel. Ek moes net dit gou eerste inbring, want dit is nou 'n ding wat mense wat hulle self wil vergelyk met hulle ou self. Vir die ou self kom brandewyn drink. Regtig. Ons is nie meer daar nie. Ons kan ons nie meer daai metings meet nie. Kom ons doen dit op die regte pad. Man, ek wil vanaand met julle 'n ander ding deel. En ek dink ek moet sommer sê, ek is besig om af te sluit. Want ek vergeet dit altyd om te sê. So ek sê dit sommer in die begin. Ek is besig om af te sluit.
My boodskap handel oor 'n baie bekende verhale. Die ryk man wat op reis gegaan het. Hy het vir elkeen van sy, amper sê ek slawe, sy dienaars, 'n geldjie gegee. Talente. Vir een het hy 5 talente gegee, die ander het 2 talente en die ander 1 talent. Nou as ons nou praat van talent, dis nie 'n Zimbabwese werker nie. Nee. Talent was 'n geldjie gewees. Jy moet luister, ek gaan vra na die tyd. Talent was 'n geldjie gewees en 'n redelike klomp geldjies gewees en die 3 mense besluit toe nou elkeen die een wat 5 talente gekry het, besluit hy gaan nou daai geldjie vat en hy gaan dit belê. Ek weet nou nie, die skrif sê nou nie hoe dit belê nie, maar hy seker nou maar 'n pampoene en wat lemoene gekoop en dit weer verkoop en op so 'n manier het hy nou sy 5 talente 10 gemaak. En die ou wat 2 talente gekry het maar dieselfde gedoen. Hy het dit belê en die opbrengs het nou veroorsaak dat hy nou 4 talente het. Maar die ou wat 1 talent gekry het, hy het egter 'n bietjie bang gewees. Ek meen, in die gedeelte sê hulle nou hoor, die persoon nou afgemaak is nie 'n wyse persoon nie. Maar tog moet ons 'n bietjie spasie gee vir so 'n mens, want ons almal is tog nie dieselfde nie. Party van ons is 'n bietjie versigtig. Want daar's dan geskryf, hy vat toe die geld, omdat hy bang geword het, dat hy dit dalk mag verloor. So hy vat toe die geld en hy gaan begrawe dit. En hy doen niks dan. En die baas het toe gekom, sy meester, en hy het toe nou vir die eerste 2 gesê, nou maar luister, baie goeie werk. Baie goeie werk met dit wat julle gedoen het. Die ou wat sy 5 talente 10 gemaak het, het hy gesê, goeie werk. Met min is jy vertrou. En nou as jy my so kyk, jy lyk, wat gaan nou ja? Met min was jy vertrou en met baie sal ek jou nou toevertrou. So het hy gesê vir die eerste 2. Maar vir die derde een, hy sê toe vir sy meester, ek was bang en daarom het ek dit weggesteek. Sy meester was toe baie kwaad en hy sê vir hom, jy's 'n sleg dienaar. Hy neem toe daai 1 talent weg en hy gaan gee dit vir die ou wat 10 het. Nou dit is 'n bietjie rof, maar die geestelike deel is vir my baie kosbaar. Want, jy sien ons moet ook verstaan dat, Jesus het dan ook geskryf, hy wat getrou is in die minste is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste sal ook in die groote onregverdig wees. As jy dan getrou was in die onregverdige mammon, wie sal julle die ware goed toevertrou? Ons moet sommer nou hier van die staanspoor af. Ons moet sommer die kinders hierso leer dat die lewe is nie regverdig nie. Ander gaan 5 kry, ander gaan 2 kry, jy gaan miskien net 1 kry. Maar dis die lewe. Kyk, dis mos hulle eerste go-to is. Life is so unfair. Ja, hy is. Hy is van die Bybelse tyd af so. Maar dis ons lewe. Maar, ons het nog steeds 'n keuse. Sien, God vertrou gawes, tyd, geleenthede, hulpbronne, al die goeders aan ons toe. Nie almal kry dieselfde nie, maar almal kry iets. En nou onder daai deel val ons disippels ook in. Besef julle dat elkeen van julle wat hier sit, het ten minstens 1 ou wie jy voor verantwoordelik is. Want die woord sê, gaan heen en gaan maak disippels van elke tong en nasie en taal. So daar's ten minstens 1 ou wat oom na die Here toe moet lei. Volgens die skrif. Want die woord sê, gaan en gaan maak. Nie word 'n pastoor en verkondig die woord en dan maar, hy sê, gaan. So enigiemand om lees, Janila, jy kan lees, daar's iemand wat vir jou wag.
wat jy na die Here toe moet lei. Nou dit is jou een talent, of jou 5. Jy het dalk 5 wat jy na die Here toe moet lei, maar dalk is daar net een wat jy moet doen. Nou as jy daai een nie gedoen het nie, dan as jy nou so 'n bietjie verder gaan lees daar in Matteus, dan skryf dit daar, gooi hom uit die stad, uit die ander kant die mure, en daar sal 'n geknars van tande, 'n geween en 'n geknars van tande wees. Want dis eintlik waarop dit neerkom, is daai een siel wat jou werk was om tot bekering te bring, jy nie gedoen het nie. So, nou. Amen. Dis 'n gevaarlike job wat ons het. God verwag dat ons dit gebruik en vermenigvuldig, nie wegsteek of nutteloos laat rond lê nie. Getrouheid, nie hoeveelheid, is wat tel. Die een met 2 het net so lof gekry soos een met 5, want hy was getrou met wat hy gehad het. Ons kan nou 'n ander gedeelte in die skrif toe gaan van die vrou wat haar hele huis omgekeer het vir 1 sikkel silwer. Nou ek weet nou nie hoe lyk die verskillende geldvariante, wat is sikkel en wat is nou 'n talent en daar's nog iets anderste ook. Maar vir nou kom ons noem dit maar dieselfde. Sy het haar huis omgekeer vir 1 talent, 1 stukkie geld. En toe sy daai stukkie geld gekry het, wat sy gedoen? Sy was bly. Sy het die bure en almal geroep en sê, kom, vier saam met my, wees saam met my bly, want ek het hierdie verlore geldjie gekry. Maar die eintlike boodskap wat ons kan hier uitvat is, daai verlore skaapie, daai 1 sikkel, wat verlore geraak het. 99 gelos, teruggegaan, om daai 1 skaapie te loop haal. Die engele juig as net 1 ou tot bekering kom. Wat as daai een nou jou job was? 'n Luiheid bring vrees, bring verlies. As ons niks doen met wat God ons gegee het nie, verloor ons self dit wat ons het. Ons gaan nog 'n verhaaltjie doen. Mag ek maar. Dit is die verhaal van die ryk man. Hy het 'n bestuurder gehad wat sy sake hanteer. En dit word toe met hom meegedeel dat hierdie bestuurder is besig om jou goederes te verkwansel. Klink soos vandag. Dit klink eintlik normaal vandag. Iemand wat nie steel nie is eintlik weer, wat's vir my jou? Vandag moet jy half kan steel om nog wel 'n job te kry. Nou hy vind toe nou uit, die ou is nie reg nie, en hy jag aan en hy verkwansel sy goed, en hy roep hom in, hy sê, kom, ek hoor al hierdie goeders, bring jou rekenskap, ek wil alles hoor, en die bestuurder sien toe, hier kom moeilikheid. Ek gaan my werk verloor, ek is nie gebou om te skoffel nie, en ek is te trots om te gaan bedel. Ek gaan moet bietjie innoverend wees. En hy gaan toe na sy werknemer, sy baas, sy skuldenaars toe. Mense wat sy baas geld skuld. En hy gaan na die eerste ou toe en hy sê vir hom, wat het ons nou gesien? Het ek alweer gemis? Ja, nee, dis ook, ek hardloop vinnig vanaand, vinnig. Toe roep hy sy skuldenaars vir mekaar en hy vra die eerste, hoeveel skuld jy my meeste? En hy sê, 100 vatjies olie. Hy sê, alright, gaan verander daai ding, maak hom 50. Hy gaan na die tweede ou toe, hy sê, luister, wat skuld jy my baas? En hy sê, ek skuld hom, magtig, hoe kan ek nou nie sien? Maar hy skuld hom 50, 100 en hy sê, maak daai 80. En nou hier kom die verbaasde deel. Hy sê toe nou vir hom, met ander woorde, gaan verlaag die skulde. Almal sê hy gaan maak dit so bietjie minder. En toe die meester hiervan hoor, nou jou eerste denke is, hy gaan dit verloor.
Maar toe sy baas hoor wat hy gedoen het, toe prys hy hom. Nie omdat hy oneerlik was nie, maar omdat hy 'n bietjie innoverend gedink het, om te dink, ek sal moet kyk na my toekoms. Hier is moeilikheid op hande. Ek kan mos nou sien wat is op pad. Kom dat ons gou 'n plannetjie maak, maar hierdie is ook 'n baie gevaarlike stelling. Want hierdie kan iemand nou maklik lees om te sê, dat jag aan is fyn. Maar eintlik gaan die storie oor, hy word geprys omdat hy bietjie verder dink as wat sy neus lank is. Ons sukkel met dit deesdae. Nou, Jesus gebruik hierdie vergelyking om ons geestelike les te leer. Dat baie keer het die wêreldse mense soms slimmer met hulle sake, as wat ons Christene met ons geestelike sake doen. Hulle het 'n bietjie langtermynbeplanning, hulle dink 'n bietjie vooruit. Ons sukkel bietjie met dit. Ons twee weet wat ons vir die koste bereken. Daar staan geskryf, wie sal 'n toring bou, maar hy bereken nie eers die koste van die toring nie, want jy gaan halfpad kom en dan sê hulle, maar kyk die ou, hoe werk sy winkel? Kan hy nie stommetjies maak nie? Die bestuurder het vooruit gedink oor sy toekoms. Gelowiges moet ook vooruit dink oor die ewigheid. Kyk ou Dudley man sing mos nou die mooi. Ek weet nie wat Dudley se liedjie is, vergewe my as dit nie is nie. Maar ek het hom gehoor op die TV, hy sing hom. Hy sing, weet jy wat dit sal kos? As jy sit jy nie verlos. En daai is baie belangrik. Bereken die kostes. Kyk, geld, besittings, en daai goed is tydelike dinge, is lekker dinge. Dat is tydelik. Nou, ons moet dit ten goeie gebruik vir die koninkryk en die koninkryk belê. Getrouheid tel by God. Jesus sê in dieselfde gedeeltyd, wie getrou is in die klein dinge, is ook getrou in die groot dinge. Niemand kan twee here dien nie. Die slot van die gelykenis is bekend. Julle kan nie God en mammon dien nie. Weet julle, die Bybel het tot vandag toe nog steeds in lyn met vandag se ekonomie en vandag se stelsel, hoe ons met die finansiële dingetjies moet werk. Gister, vandag, môre, tot in alle ewigheid is die woord dieselfde. Nou, ek het net so 2 gou uitgepluk. Ek wil nou nie 7 episodes vir julle hier kom neersit nie. Maar wees versigtig met skuld. Staan in Spreuke 22 vers 7. Die rykstes heers oor die armes. En die skuldenaar is 'n slaaf van die man aan wie hy skuld. Moenie laat jy vasgevang word in skuld nie. Spaar en beplan. Spreuke 21:20. Die wyse berg kos en olie op, maar die dwaas verteer dit sommer dadelik. Beplan vooruit. Moenie alles verkoos nie. Wat sê ek nou met al hierdie goeders? Ek is besig om julle te wys dat hier's 'n patroon. Hier's 'n sekere tendens, maar ek dink ek hardloop myself vooruit. Jy moet net 'n bietjie geduldig raak. Hier's 'n sekere patroon wat hom oor en oor herhaal. En die oorhoofse boodskap, as jy nou gaan kyk, dis altyd, dis beter, dis slimmer, dis geesteliker, dis skoner, dis gehoorsamer, dis beter. Dis alles wat reg is. Gaan nooit in die Bybel lees van ons moet aan 'n kant toe nie. Ons moet altyd vir die beter, vir die beste, eintlik alles wat mooi is. Stem maar saam. Ons het die perfekte patroon gekry, wat ons presies wys hoe ons moet lyk. Nou, julle het nou gesien het, hier agter my, het Debbie nou daarin al bietjie gedraai hierso, maar ek het 'n mobile ene, ek moet net kyk waar is hy ene. Hier's 'n mobile ene. Nou, toe om 10 is die instap, toe om 10 is om klaar geïdentifiseer van patrone, wys hy hom daar mooi, hoe lyk hy. Nou sien ek echt fantasties. Goed. Waar kom ek aan die goeders? Man, ek het hier, kom ons noem dit nou maar, is 'n tas. Okay, is ook nou nie meer nie. Is 'n tas wat van 'n bakkie afgeval het. 'n Ou koffer, daai ou tydse goed. Daai goed seker so oud as Methuselah. 'n Ou tas. Hy is vol papiere. Nou, tussen daai papiere
vind ons toe nou hierdie patrone. En die goggas het dit al opgeëet, maar ons kon darm 'n paar red. En hierdie het toe vir my geslaan soos 'n hamer op die kop. Dat, imagine gou vir 'n oomblik. Daar was 'n tannie wat gespaar het. Hoekom sê ek 'n tannie? Want ek meen daai tyd se ooms het nie gender confusion gehad nie. Hy het geweet as die tannie se goed hierdie. Hy karring nie met dit nie. So 'n tannie het gespaar totdat sy genoeg geld gehad het. En ek kry 'n slippie, oom, 'n slippie, né? Dis van 1954. 5 pond en 6 pennies. Nou, daai tyd was ek nog in sub A, so ek weet nie hoeveel geld was dit nie, maar ek neem aan, dit was 'n klompie. Ek kon dalk 'n paar broode gekoop het met my geld. Maar sy was so opgewonde, glo ek, want hierdie is nog 'n pakkie. Daar was nie 'n goue Pep Stores of 'n Ackermans. Met 1954 is 'n bietjie ver in die dorp uit. Dis wanneer ma gebore is. Nou, maar toe was maar 4 jaar oud. Toe het maar self die klere gemaak. Maar jy het nie net Pep ingestap en gou klere gekoop nie. Hulle moes dit self maak. So daai tannie, ek neem aan sy het oorgeloop van opgewondenheid. Hier is vir my kinders 'n nuwe sexy pakkie. Nou hierso is die patroon jy moet hom nou blykbaar, so van hierdie goed weet ek niks. Want ek's 'n man, ek weet waar ek moet wees. So die tannie is nou bly en toe het dit my besef, maar hierdie patroon wat die tannie oor bly is en hierdie ding maak nou dat sy presies kan sien hoe sy moet maak. Want sonder dit gaan dit 'n ramp wees. Nou, net so toe ons Jesus ontvang het ons, ek dink nie hulle het besef wat se kosbare patroon het hulle ontvang. Maar ons weet dit vandag. Ons kan nou terugkyk en ons verstaan, of nie verstaan alles nie, maar ons sien alles in die woord verduidelik dit vir ons so mooi, dat Jesus was die perfekte, kosbaarste patroon. Ek dink so, terwyl ons so deur die papiere werk, want soos ek sê, die goggas het daar gevreet en is vol gate. Ek dink, al hierdie jare, het hierdie patrone nog nie een oomblik verander nie. Nie een van hierdie patrone het verander om 'n ou se gevoel te spaar en sy aksies te haal. Kom ons maak dit, hy is dieselfde as hy dag toe hy in die winkel het gekom het. Dis ten toe maar 'n Jood wees. Hy was die ou Jood. Nee? Dit is 'n bietjie aangepas om aan te pas. Dit is aangepas om aan te pas. Maak dit sin? Net soos die woord van God onveranderd is na al hierdie jare. Ons patroon bly dieselfde. Nou ja, natuurlik kan jy nou gaan. Kyk, hy wys vir jou nou presies op hierdie streepie moet jy sny. Nou jy kan 'n bietjie langsom sny. Kyk, ons mense is mos innoverend, ons weet hoe om 'n goede so 'n bietjie weg te steek en om so 'n bietjie korter invat. Ek het nou al gehoor hulle praat van invat as hulle dit kom by klere maak. So hulle kan dit ons 'n bietjie wegsteek. Maar binne jou besef jy en jy sal weet dat ek het nie heeltemal die patroon gevolg nie. Ek kan almal flous, ek kan alles laat lyk presies, perfek reg. Maar ek weet, is nie reg nie. Ek weet ek is nie in lyn met die woord van God nie. Maar gelukkig is daar 'n voordeel. Solank jy in jou hart voel, maar weet jy wat, ek het bietjie gekroek daar. Niemand sien dit nie, niemand weet dit nie, maar dit pla my. Ek gaan dit ook nie sê nie, maar dit pla my. Dan is jy nog op 'n goeie plek. Dit wys die gees van die Here is met jou. Hy's besig om jou te bewerkstellig om te sê, hey, kom bietjie terug daar by die patroon uit. Jy het 'n bietjie foutjies gemaak daar. Hy's nog nie klaar met jou nie.
Want solank hy nog daar is, en hy sê, hy het jy nog 'n kans. Nou, met dit, dan wil ek nie, ek wil vir jou vra, maar wil jy nie gehoor gee, as hy dan nou so begin klop en vra, moet jy nie bietjie gaan kyk daar, of jy goed reg is nie. Kan ek vir julle 'n stukkie getuienis gee, en dan gaan ek afsluit. Net so rukkie na ons tot bekering gekom het, nou, hierdie doen ek nou ten koste van myself. En pastoor André dra nie eens hiervan kennis nie, so dit is nou 'n groot geheim, wat ek nou hier uitlaat. Ons het tot bekering gekom, ek dink ek het dit by die kamp vertel, wat ons het uitgegaan vir gebed, of die vorige diens, ek kan nie onthou nie, en julle verlos my van die rook en die drank, sonder dat ek gevra het, bid vir my vir die probleme wat ek het, sommer net so. Because the presence of the Lord breaks all the yokes. So daar stap ons toe nou weg, geoverall, wedergebore, omgedraai. Maar nie lank aan nie, seker 'n maand, miskien 2, ek kan nie onthou nie, en ek wil ook nie onthou nie. Dink ek so by myself, maar die ou wat nou hier staan en rook, dit lyk vir my daarom nou maar aantreklik. En ek vat dit terug. En ek vat daai ding, en daar sit ek weer terug, op die bandwagon. Maar elke kwak, dan voel jy so skuldig. Want hierdie kant is pastoor André, my mentor, besig om my moed in te praat en my op die pad te hou, maar hierdie kant is ek flippin, ek het gebackslide. Maar ek kan dit vir niemand sê nie, want hoe lyk dit nou? Pastoor André sê, jy is geroep vir die bediening, jy onthou wat ek jou gesê het? Ja, pastoor, ek het. Nou, wanneer gaan jy rapporteer? Nee, ek weet jy, pastoor. Want ek weet mos ek is besig met ander goed. Maar ek kan dit vir niemand sê. Dan maak ek die skrif oop, dan staan daar, jy wat rook laat opgaan vir die afgode, maak hom toe. 3 keer, nie 1 keer, 3 keer, 3 verskillende plekke in die Bybel. Nou, ek is so genadig gewees dat die Here my weer verlos het. Weer, maar elke keer is dit 'n stukkie moeiliker. Elke keer, dit voel ook nie eens meer lekker om te rook, want jy voel so flippend sleg. Ons hooftaak, doel en funksie is om te streef soos die patroon en te wees soos wat hy wou gehad het ons moes wees. Soos die ou wat hierdie ding geteken het. Want ek glo nie hy op sy komputer nie, maar hy baie mooi geteken, maar daar was seker. Die komputer wat daarin geprint het, die designer het daai prentjie van daai uitrusting. Of wat sê julle vir mense, daai pakkie. Het daai pakkie in gedagte gehad. Nou die dag toe jy geskape is, het die Here ook jou pakkie in gedagte gehad. En die dag toe jy geskape is, was jy kompleet perfek soos wat daai plan daar vir jou gee, soos daai patroon sit. Soos jy ouer word, het jy so 'n bietjie alterations gemaak. Jy het gesê, nee, maar hierdie werk, ek soek nou 'n bietjie crop top, ek wil 'n bietjie naaltjie wys. Maar dit is nooit te laat nie. Amen. Wie kan ek vra om ons af te sluit? My vrou, jou kind. My pastoor het my mooi geleer. Mama, God en Hemelse Vader, ek het ons baie dankie vir die diens wat plaasgevind het. Here, dankie dat die woord uitgegaan het soos wat U dit wou gehad het. Here, vir elkeen wat nie vanaand die was nie, Here, maar wat op die live gaan kyk, Here, en elkeen wat reeds hier is. Here, bid ek dat op hulle harte sal wees, Here, dat hulle dit sal huis toe vat, hulle pakkies Ja, Here. Dat hulle sal sien dat hulle is nie net hier, Here, maar hulle is hier omdat U hulle het geplaas het. Here, ek bid vanaand vir elkeen wat dit gaan keer in ons huis, Here, dat U elkeen sal beskerm en veilig sal hou. Here, hou ons onder die bloed en beskerm ons. Asseblief. Dankie vir al die seëninge wat U vir ons gee, om ons weer mekaar te bring. Dankie vir alles wat U vir ons doen, ons vra dit in U naam. Dankie, Jesus. Amen. Goed, kom ons
Daar's ietsie om te eet en te drinke. Ja, dankie, ons groet die mense daar op Facebook. Tot 'n volgende keer.